Slegs 'n dag nadat Horizon Media die klagtes van inwoners van Sesdeland in Poesdien onder die publiek se aandag gebring het, het die burgemeester van Tsansebane, raadslid Helena English, saam met die betrokke wijksraadslid mevrou Rochelle de Waji, vinnig opgetree. Die burgemeester het die betrokke perseel persoonlik besoek en ook met mevrou Olein wat aangrensend die Leer woon oor die situasie gesels om eerstehands kennis van die probleem te neem. Volgens die munisipaliteit sal die saak nou volgens die voorgeskrewe interne prosesse hanteer word, indien daar bevind word dat die eienaar nie aan die munisipale vereistes voldoen nie, sal die nodige stappe geneem word om die situasie reg te stel of die toepaslike gevolge toe te pas. Na aanleiding van gister se mediaberig hier in Sesdeland Poesdien, ek is saam met juffrou Olein, het ek onmiddellik gereageer om uit te reik na mevrou Olein toe. Dit wat sy genoem het, was hartverskeurend en dis hoekom ek uitgekom het saam met die betrokke raadslid na Sesdeland toe, hier waar 'n huis, onvoltooide huis gebou is. So namens die munisipaliteit het ek met die MM gepraat om sekere inligting te kry. So ons gaan interne gaan ons kyk wat daar gaan gedoen word. Maar ek wil ook vir die inwoners van die breë Poesdien, die straatse inwoners ook sê dat ons sal aandag gee aan dit. En dan ook aan die ouers en die kinders wat gebruik maak van hierdie gebou deur sedelike dinge wat hulle doen hierso, dat hulle sal ophou. Ons sal ook met die skole se hoofde in kontak kom om ook dan vir hulle vra en ook selfs met die kinders gaan praat om te vra dat hulle nie weer gaan gebruik maak van hierdie plekkie. En dit is nie die enigste plek waar onsedelike dinge gebeur, waar social related dinge gedoen word. Hier is ander plekke ook, like die weermag karavanne. So ons gaan sterk optree en kyk hoe kan ons help, waar ons kan help van die munisipaliteit se kant af. Dit is nie lekker om te sien dat minderjarige kinders gaan spansam en gaan na hierdie plekke toe nie. So ons gaan aandag skenk. Dink ons het in verlede week het ons 'n vergadering met die hoofde van die weermag ook vergadering gehad, waar ek dit ook daar aangespreek het en vir hulle gevra het dat ons gaan gesamentlik hande vat sodat ons kyk hoe kan hierdie plekke wat nie gebruik word nie, kan ons saam hande vat en kyk om weg te doen met dit, omdat daar verkeerde dinge gebeur by daardie plekke. So ek doen 'n vriendelike beroep op die gemeenskappe dat ons saam gaan staan en hierdie ewels gaan aanspreek. Ek dank u. Hierdie vinnige reaksie beklemtoon weer eens die belangrike rol wat gemeenskapsjournalistiek speel deur inwoners se bekommernisse aan die lig te bring. Help Horizon Media om die gemeenskap van Tsansebane se stem te laat hoor en dra dit by tot grotere aanspreeklikheid en beter dienslewering. Giovanni Langboy vir Horizon Media in Bosjesberg, Noord-Kaap. The DA welcomes reports that an ANC councillor in Namakwa municipality was arrested together with 2 other individuals after they were allegedly found in possession of suspected stolen copper and aluminium cables. Infrastructure theft continues to cripple service delivery across Namakwa. Copper water meters were stolen in Springbok and its surrounds just last night, while cable theft has previously left communities like Steenkop, Buffelsrivier and Kommegas without electricity for extended periods. Given the seriousness of these allegations and the significant cost of infrastructure crime to communities and taxpayers, the DA calls on the ANC to immediately suspend the councillor, who is expected to appear in court tomorrow.
councillors swear an oath to uphold the Constitution and serve their communities with integrity. Allegations of this nature are deeply concerning and undermine the trust residents place in their elected representatives. The DA will continue working with all stakeholders to fight infrastructure theft, protect public resources, and ensure those responsible are brought to justice. A years-long investigation by the Northern Cape Organised Crime Investigation Unit has culminated in the successful execution of Operation Dig Deep, resulting in the arrest of 4 suspected drug dealers in Kuruman and Postmasburg. The intelligence-driven investigation launched in 2021 by the Organised Crime Investigation Unit's Narcotics Component in collaboration with Crime Intelligence focused on dismantling a suspected drug trafficking network operating in the JTG district. In the early hours of Thursday, the 16th of July 2026, a multidisciplinary team simultaneously executed coordinated operations at several identified premises. The team, comprised of members of the Northern Cape Organised Crime Unit, Kimberley and Kuruman K9 units, the local Criminal Record Centre, Kuruman Public Order and Crime Intelligence. 4 foreign national males aged between 31 and 50 years were arrested during the operation at various locations in Kuruman. Throughout the undercover investigation, police successfully conducted controlled purchases of suspected illicit drugs with an estimated street value of approximately 45,000 rand. The final enforcement phase of the operation resulted in the registration of 10 drug dealing cases as well as 2 additional ad hoc cases at the Kuruman and Postmasburg police stations. Police also seized quantities of suspected mandrax and tik with an estimated combined street value of approximately 16,000 rand, together with assets believed to be the proceeds of criminal activities. The 4 accused are expected to appear in the Kuruman and Postmasburg magistrates' courts on charges of relating to dealing in drugs. The Provincial Commissioner of the Northern Cape, Lieutenant General Koliswa Tola, praised the members involved for their determination and commitment in bringing the extensive investigation to a conclusion. Operation Dig Deep reflects the determination of SAPS to identify, investigate and dismantle criminal networks that profit from the illicit drug trade. This successful operation is the result of patience, effective intelligence gathering and coordinated action by our specialized units. En terug in Tsantsabani. Klein ondernemings is die ruggraat van elke ekonomie. Hulle skep werksgeleenthede, stimuleer plaaslike ekonomiese groei en bied gesinne die geleentheid om volhoubare inkomste te verdien. Reg oor Tsantsabani werk straatverkopers elke dag hard om noodsaaklike produkte en dienste aan die gemeenskap te verskaf, terwyl hulle terselfdertyd 'n waardevolle bydrae tot die plaaslike ekonomie lewer. Vanaf Julie stel Horizon Media met trots 'n platform bekend wat spesiaal aan hierdie entrepreneurs toegewy is om ook terug te ploeg aan klein besighede in Tsantsabani. Ons verslaggewer Gabby van der Merwe. Kan jy asseblief vir ons 'n formele voorstelling van jouself gee en jou besigheid ook voorstel en net vir ons sê wat se diens jy lewer en wat se produkte jy verkoop aan die gemeenskap? My naam is Sam Velapi. Ek is 'n nuwe boerder van Postman. Ek bly in White City Market Street. Ek verkoop vrugte en groente. My besigheid is verskillende ander besighede, maar nie om met my kliënte te treat. Die manier hoe ek my besigheid doen is om met my kliënte soos my eie familie aan te vaar groet en so aan. Om 'n goeie produksie vir hulle te lewer, vars groente elke dag. En hulle is vermoed te werk, want as hulle nie het om vir hulle te help wat ek kan. En ek sê jy weet mens in die lewe is mens maar daar is mense wat jy het en dan jy weet ons iets goeie dan gee maar vir ons van die mense wat jy het in die gemeenskap en ons help hulle. Maar die jare wat ek nou al hier is ek is al amper 23 jaar in Postman. Ek doen die besigheid 'n lang tyd saam met my pa van my kleins daar met my skool daar af.
skoolvakantie tyd, dan kom ek doen ek die besigheid van my pa. En nou ek is amper ek is die eienaar van die besigheid nou. Van die pa sien weer die man, hy is maar net die om te sit en kyk. So ek is 'n deel van my die besigheid. Vertel ons 'n bietjie van die uitdagings wat die besigheid mee sukkel op 'n daglikse basis of ja, uitdagings wat julle het. Ja, as uitdagings is meer oor kompetisie en dinge wat ons sê, soos my sê, die besigheid is maar altyd daar, kompetisie is maar altyd daar vir ons. Maar ons kyk in dit nie, ons weet hoe om onze customers te treat, om onze customers te behou. So dat is eintlik die deel van die besigheid. So as daar nie kompetisie is in besigheid nie, dan kan jy nie besigheid regtig ervaar en verstaan nie oor besigheid gaan nie. So dis maar 'n daglikse uitdaging in ons besigheid dan. Ons kan ons 'n bietjie praat oor wat julle besigheid nodig het. Ja. Okay, as 'n groot uitdaging is, eerste ding wat ek kan noem is ons kragprobleem. En ons sit nou al amper meer as 7 jaar in die toestand van krag in die taxirank van Posmasburg. Ja, dis die ding wat dis 'n projek wat so begin het om die kragdinge reg te maak, maar ons sit al 4 jaar in die besigheid om die krag, die taxirank te herstel, maar dan kom ons so ver. Dit is nou 'n groot uitdaging in die taxirank. En inbraak het ons ook nou afgebreek. Onze hele koelers is afgebreek van onze container, van onze container in verband met die krag is. So die kansen kunnen mee goed af te breken. Dan zitten ze met onze uitdagingen zo groot daarop. Zoals als van onze gemeenschap en onze mijn of zo, als hij helpt, als ons kan helpen krijgen, dan zal het bij waarderen. Het is een goede groot dank voor ons alsjeblieft.